Vader in die hemel, grote God, van ewigheid tot ewigheid. U was nog voor die bestaan van tyd. U is vandag hier in hierdie erediens saam met en by ons. U sal wees tot in alle ewigheid. U ken nie begin of einde nie. U is Alfa en Omega. Hemelvader, en ons wat gebonde is aan tyd, ons wie se bestaan maar is soos 'n veldblom of 'n grasspruitjie, wat een dag nog welig daar staan en die volgende dag deur die warm woestynwind verdor. Ons dink baie keer groot van onsself. Ons dink baie keer dat ons onsself moet laat geld. Maar Vader, bring ons tog, wanneer ons aan U dink en U grootheid en U goedheid en U barmhartigheid en alles wat U is, bring ons tog af na wie en wat ons werklik is. Geef vir ons 'n besef. Ons is sondig, elendige mens. Ons is dit nie werd om voor U te verskyn nie, en tog bewerk U vir ons die volkomme geregtigheid in en deur Jesus Christus. Tog kom Hy en U maak hom sonde, sodat ons geregtigheid kan hê voor U. U trek ons kleed, sondebevlekte kleed uit, en U gee vir ons die kleed van geregtigheid, en U was daardie kleed in die bloed, diergekoopte bloed, van die eniggebore seun wie U so ontsaglik liefhet. Om ons los te koop, ons wat ons kindskap verloor het in die tuin van Eden deur na die Satan te luister. Ons wat deur die erfsonde saam met Adam en Eva van nature nog geneig is om een ons naaste te haat. O Vader, kom tog deur die Gees en kom ruk hierdie harte van klip uit en kom vervang dit met 'n hart van vlees, want dit is wat U lewendmakende Gees doen. Vader, ons siele is baie keer onrustig en onstuimig in ons. Ons gaan deur sekere omstandighede, dinge gebeur in ons lewe, dan voel dit of alles ontspoor. Daar is geen konstante nie, behalwe U woord. Daarom bely ons, Vader, dat ons siele nie kan rus vind in hierdie bedeling, in hierdie chaotiese wêreld, as ons siele nie by U rus vind nie. Ons bid vir daardie rus. Ons bid vir daardie troos. Ons bid dat Jesus Christus se woorde in ons lewens weer besondere betekenis sal kry, dat hy, as hy sê, kom na my toe. Almal wat vir bemoeid en belas is, wat moeg is, wat eensaam is, wat uitgeteer is, wat siek is, kom na my toe. En ek sal vir julle rus gee. En uit daardie rus, Vader, dank ons U dat ons getroos kan wees. Dankie vir hierdie gemeente. 'n gemeente wie U so liefhet. Gemeente vir wie U bereid was om die bruidegom oor te gee, sodat hy sy lewe kan gee vir hierdie bruid. En tog is daar baie onder ons, Vader, wat lou geword het. En dan kom U deur U seun en U vermaan ons. U sê vir ons, was julle maar eerder koud. Maar omdat julle lou is, sal ek julle uit my mond spuug. Behoed en bewaar ons gemeente van laksheid en van louheid. Gee dat ons die koninkryk sal soek. Leer ons dat wanneer ons dink oor ons lewe en alles wat ons het en alles wat ons is, dat die hoofpunt sal bly. Soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir julle bygevoeg word. Hoekom is ons so klein gelowig, Vader, dat ons dit nie wil glo nie? Hoekom soek ons eers die res? En U koninkryk is 'n bysaak? Nee.
Verdryf daardie sonde ook uit ons. Verdryf elke aardse gedagte wat nou in ons heers. Want ons het nie gekom om die aardse vervul te word nie, maar die hemelse. Mag daar een agendapunt vandag wees in hierdie heilige vergadering, en dit is sola scriptura, u woord alleen. Want as u praat, Vader, dan troos u. Dan troos u moe harte. Dan troos u lam en knieë, skouers wat hang. En ons bid, kom doen dit tog vandag aan ons. In Jesus se naam, deur die kragvolle werk van u Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees uit die profeet Jesaja. Dit is 'n besondere boek, waarin God in die eerste gedeelte van hierdie boek Israel waarsku oor hulle sonde en ook die gevolg van hulle sonde, en uitspel dat hulle die gevolg van hulle sonde moet dra. Maar in die tweede deel van hierdie boek, wat met Jesaja 40 begin, verander die trant van wat God vir sy uitverkore volk wil sê. Hy sê vir hulle, ons lees saam uit die meer letterlike 33-53 vertaling, soos dit die gewoonte is in ons gemeente. Troos, troos, my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul, elke berg en heuwel klein gemaak word, en die bult moet 'n gelykte en rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n stem sê, roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Gras verdor, blomme verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand tot in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei, soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader, en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. Ons gaan lees tot sover. Ons prediking spruit eintlik uit die hele gedeelte, maar die kerngedagte, troos, troos my volk, sê julle God. Nou geliefde kind van God, voel die lewe nie maar baie keer soos 'n troostelose stryd nie. Daar's baie dinge wat in jou lewe kan gebeur wat die lewe vir jou nie meer aangenaam maak, wat vir jou die lewe meer na 'n stryd laat voel. Jou huwelik kan in 'n oomblik uitmekaar tuimel, jou gesondheid kan agteruit gaan, jou kind kan siek word, jou geliefdes kan sterf, jou tiener kan rebelleer, jou vriend kan jou in die rug steek, jy kan jou werk verloor, en dan slaan die moedeloosheid en die angs, en so gaan die lys aan toe. En dit trek elke stukkie troos uit jou uit.
Dit is nie onbybels om te sê, die lewe hier op aarde is 'n stryd nie. Job sê dit. Job sê in hoofstuk 7 vers 1, het die mens nie 'n stryd op aarde nie? Dink jy kan dit van Job verwag en dit vir hom toegee, na wat met hom gebeur het? Die Heidelbergse Katekismus, ons troosboek, beskryf die lewe hier op aarde, nie as hemel op aarde nie. Sondag 9 van die Heidelbergse Katekismus sê, hierdie aarde, hierdie lewe op aarde, hoor mooi, is 'n aardse jammerdal. 'n jammerdal, troosteloos. Jou lewe was dalk tot vanoggend nog 'n stryd, soos Job sê. Maar God wil vanoggend met jou kom praat uit sy woord. Nie net met jou kop nie, met jou hart. God praat jou hart se taal. Jy aanbid 'n God wat hartstaal praat. En daar mag emosie in geloof wees. Ons hoef nie soos robotte hier te sit en rond te loop nie. God praat vanoggend met jou hart. En dit is wat ons sien in die hele boek Jesaja. Die eerste gedeelte is handel oor oordeel en sonde aankondiging, sonde bekendmaking en die ballingskap waarin die volk na Babel toe sal gaan. Maar as daai punt gekom het waar God Israel deur die proses van ballingskap gevat het, waar hulle geleer het, waar hulle moes leer om die afgode in hulle lewe af te sterf, dan begin hy vers 40 met die woorde, troos, troos my volk. Nie een keer nie, 2 keer. 2 keer. En hierdie woord troos in Hebreëus dra die beeld van iemand wat deur 'n rouproses moet werk, van die dood van 'n geliefde veral. Iemand wat by 'n oop graf staan en jy sien die hartgebrokenheid en die hart wat uitmekaar uitskeer en die trane wat van die wang afloop en besef dis nou verby. En hoe daardie persoon deur die fases van genesing gaan om te probeer om hierdie trauma te verwerk. Dit is die beeld wat God in die woordjie troos vanoggend vir jou wil gee. God is een wat die troos bewerk. Hoe mooi noem Paulus hom nie in 2 Korintiërs 1 vers 4. Hy is die God van alle vertroosting. Met ander woorde, buite hom is daar nie troos nie. Elke dag, in elke situasie, is hy die God van alle vertroosting in jou lewe. En nou sê hy dit so mooi, gaan lees in vers 2. Of eerder, troos my volk, sê julle God. Wil jy net let op daai 2 persoonlike voornaamwoorde. My volk, julle God. Ongeag julle afgoderry, ongeag die sondeval en die erfsmet wat jou elke dag nog aankleef, ongeag van jou eie persoonlike sonde en opstand teen God, bly jy sy eiendom. My volk, julle God. Sonde kan jou op 'n stadium in jou lewe baie ver van God laat voel. Dit bring verwydering tussen jou en God. Jesaja sê dat dit het 'n skeidsmuur geword tussen my en God. Maar weet jy wat gebeur wanneer jou sonde verwydering bring tussen jou en God? God gaan nie verder van jou af weg nie. Jy gaan van hom af weg. Hy het 'n onbreekbare band met jou. En die skakel van hierdie band wat hy met jou het, is troos. Dis verbondstaal. Hoor wat sê Levitikus 26:12. En ek sal in julle midde wandel, en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. En hierdie stem waarmee God vanoggend met jou praat, geliefde kind van God, is 'n vriendelike stem. God sê, ek spreek met die hart van Jerusalem. In Hebreëus, om na iemand se hart te praat, is 'n idioom. Dis 'n vaste uitdrukking. Volgens die Hebreëse taal is dit werklik waar om iemand op die diepste moontlike manier te vertroos. Hoor wat sê Rut ook vir Boas, wat dieselfde woord gebruik. Want u het my getroos en na die hart van u dienares gespreek. Met ander woorde, troos lê nie net in jou kop en in jou verstand en wat jy dink nie. Troos lê in 'n God
wat jou hartse taal kom praat. Jy aanbid nie 'n emosielose masjien nie. Moet dit nie vir een oomblik dink nie. Jy aanbid 'n God wat jou hart wil kom aanroer. Wat daardie hart van jou wat deur omstandighede lam gelê is, weer sterkte wil maak, weer trooste wil gee, sodat daardie hart van jou môre weer die lewe in die oë kan kyk. Want toe Jerusalem, God se kinders, dit is die simboliek van Jerusalem in hierdie gedeelte, is God se kinders, uitverkore kinders deur die eeue heen. Toe Jerusalem hierdie boodskap kry, waar was hulle? In Babel. Hulle was nog in ballingskap. Hulle harte is verlam, soveel so dat hulle musiekinstrumente gevat het, vir al hulle liere, en dit in die bome gaan ophang het aan die riviere, die oewers van die riviere van Babel, en gesê, ek het op my lippe geen rede meer om God te loof nie. Ek is troosteloos. Daar is vir my geen rede meer. En dan kom God vanoggend met die inhoud van sy troos. Hy sê nie net troos my volk en los dit daar nie. Hier is inhoud in vers 2. Wat is die rede hoekom hy jou kan troos? Hy sê, spreek na die hart. Wat moet ek na die hart spreek? Jou stryd is verby. Jy sit dalk vanoggend hier en jy stry met sonde. Jy stry met 'n siekte. Jy stry met 'n geloofsworsteling. God sê vir jou, jy's getroos want jou stryd is verby. Romeine 8:37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Jy het klaar oorwin deur hom wat ons liefgehad het, Jesus Christus. Jou skuld is betaal. Wat 'n enorme verligting om te weet, daar's nie meer 'n sent se sondeskuld op jou rekening nie. Kolossense 2 vers 14. En die skuldbrief teen ons het Christus uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis op Golgotha vas te naal. En nou kom God en hy troos jou nog verder. Hy sê, jy het 'n dubbele deel vir jou sonde ontvang. Jou sonde is gedra. Daarom ontvang jy ook nou 'n dubbele troos, naamlik troos, my volk. En die stem wat hierdie troos dra, kind van God in vers 3 tot 5, is 'n stem van een wat roep. Berei die woestyn die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis die groot pad van ons God. Die rede waarom God jou kan troos en wil troos, is omdat God inbeweeg in die sfeer van menslike aktiwiteit. Nie Jerusalem of enige een van ons is die oorsaak van troos in ons. God berei die weg in die woestyn, want die Here is op pad. Hy gaan nie verder net meer in die hemel wandel nie. Hy gaan Immanuel, God met ons, hier kom wees, in die woestyn. En so gaan hierdie troosstem 700 jaar later in vervulling, as Jesus Christus gebore word, en sy bediening hier op aarde doen, dan is Johannes die Doper hierdie stem. Hier inteendeel, hierdie gedeelte word in Markus 1:12-13 aangehaal. As Johannes die Doper, wat roep, berei die weg, berei die hoofpad, letterlik, die snelweg in die woestyn, want die Here is op pad. Jesus Christus kom. Wanneer Christus kom, is hy die openbaring van God se heerlikheid. Lees gou in vers 5 staan dit. Hy is die heerlikheid van God en die heerlikheid wat van die Here sal geopenbaar word deur die koms van hom in die woestyn. Jesus Christus. Want wanneer hy kom, dan is dit soos die Ursinus, die opsteller van die Heidelbergse Katekismes sê, hy skryf dat hierdie troosstem, hierdie vriendelike stem van Jesus Christus, dat dit soos 'n teengewig is in jou lewe. Met ander woorde, hy het hierdie beeld van die oudtydse skale in gedagte. Hy sê daar's altyd dinge in jou lewe wat jou wil aftrek.
En ons hoef nie, die lysie kan ons mee besig hou tot volgende Sondag. Moedeloosheid, siekte, angs, depressie, wat ook al jy mee worstel in jou lewe, dit trek jou af ondertoe, werp jou neer. En nou sê Ursinus, die opsteller van die katekismus, die troostboek deur die eeue heen, sê, hierdie stem neutraliseer alles wat jou aftrek. Hierdie troos van God is die teengewig op die gewig wat jou aftrek. Daar is baie dinge in ons lewens wat maak dat jy God se trooststem vanoggend dalk nie so duidelik hoor in jou lewe of wil hoor. Maar God sê, hy roep dit uit. Berei in die woestyn die weg van die Here. Berei kan ook vertaal word met maak skoon. Laat niemand dit keer. Los die aardse gedagtes nou wat jou moedeloos maak. En hoor die stem wat roep. Troos, troos my volk. God wil hê hierdie troosstem van Christus moet met jou praat volgens. Moet met jou hart praat. En niks mag in sy pad staan nie. Want die volk sit langs wêreldse riviere en huil. Maar God bewerk terselfdertyd troos uit die woestyn. Hoor jy die teenstelling tussen hierdie twee? Jy kan langs die wêreldse riviere sit en huil. Of jy kan jou troos gaan haal in die woestyn waar God dit bewerk. Jy het sekerlik al agtergekom dat hierdie troosstem duideliker is in jou lewe wanneer jy in die woestyn verkeer. Want hierdie stem wil stabiliteit in jou lewe bring. Dis 'n stem wat sê roep, alle vlees is gras en al sy aanvalligheid 'n blom van die veld. Vers 6. Met ander woorde, hierdie stem wil volgens vir jou kom sê, daar's een en net een konstante in jou lewe. En dit is die troos van God. Die mens en die sogenaamde troos wat die mens bied, die riviere van Babel, dit is maar gras en blom. Gegeewe die klimaat in Jerusalem, as jy 'n grasie gehad het wat uitgeloop het of 'n mooi blommetjie en die woestyn, die wind het van die woestyn af gekom, dan was dit nie eers 'n dag nie. As daai ou grasie of blommetjie verlep, bruin, verbrand. Die pragtigste blommetjie kan in 'n kwessie van 'n paar minute sy stingel laat sak en gaan lê. So is dit ook met die mens wat sy troos in menslike oorsprong gaan soek, by die riviere van Babel gaan soek. Het jy al ooit in jou lewe iemand gehoor wat 'n koerant toemaak en sê, ek is nou so vertroos. Iemand wat 'n nuusbulletin afsit en sê, na hierdie nuusbulletin is ek dan nou waaragtig waar vertroos vir hierdie week wat voorlê. Inteendeel, hierdie goed trek jou net al hoe meer af en af en af diep in die gat, totdat jy self ook jou lier in die bome wil gaan ophang daar langs die riviere van Babel en sê, hoekom kan ons nou maar God prys? Ek is troosteloos. Nee, daar's een bron van troos. Daar's een ding wat konstant en stabiel en vars bly deur die eeue heen, vers 8, die woord van onsse God. Dalk het jy dit al gaan toets in jou lewe, jou troos in mense gestel, in menslike organisasies, in menslike besighede, en dit alles het gevou, dit alles het teleurgestel. Daar's een konstante wat troos, die woord van onsse God. Sola scriptura, die woord alleen. Interessant dat God sê, my asem maak dood, en my asem maak lewend. Hierdie woord asem kan vertaal word met gees. Dit maak die troos wat jy by mense wil gaan vind, maak die asem of die gees van God in jou dood. Jy gaan nie daar troos kry nie. Maar die troos van God, wat jy uit sy woord vind, wanneer hierdie woord oop lê, nie net in die dae van jou troosteloosheid nie, maar veral in die dae van jou troosteloosheid, dan maak God se gees die troos in jou lewend. En daarom sê Johannes Calvin, as jy leer hoe leeg en hoe troosteloos jy binne in jouself is,
Eers dan kan jy ten volle getroos word uit die woord van God. Ons is broos, ons is verlet, maar God se woord is ewig. Die kragtigste mens op aarde kan vandag op TV verskyn en vir jou die maan, die son en die sterre beloof. En môre kan hy in sy graf lê. Maar God se woord, deur die eeue heen, konstant, tydloos. Die woord is ewig. Die troostvolle lewe wat jy soek, is nie deur jouself, maar in en van God se woord. En daarom sê Jakobus dit so mooi, hoor die pragtige woorde, hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God, wat in staat is om jou siel te red. Petrus haal ook hierdie gedeelte in Jesaja 40 aan, in sy brief. En dan wys hy hoe God hierdie volkome troos nou vervolmaak. 1 Petrus 1:25, hy sê, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dis hierdie woord wat aan jou verkondig. En dit is hoekom jy in hierdie gemeente is, en dis hoekom jy in hierdie kerkverband is, want ons bely die woord alleen. Ek wil nie met jou vanoggend kom praat oor menslike stories nie. Ek wil nie met jou vertel hoe dit met my gegaan hierdie week en wat ons alles gedoen het, want dan steel ek God se tyd. Dan praat ek nie met jou troos nie. Dan maak ek jou troosteloos. Hierdie troostwoord gaan maak dat jou hart vir niks meer bang is nie. Want jou hart word hier aangespreek. Hierdie troostwoord van God se woord gaan maak dat die vrees in jou lewe begin misluk. Want God sê in hierdie woord nou, wees nie bevrees nie. Want ek plant deur my gees, my woord in jou in. Binne in jou hart. Klaar. En nou roep hierdie troosstem in hierdie gedeelte jou ook op om iets te gaan doen. Ons kan nie hier amen sê nie. Ons moet hoor. Hierdie woord het nou met jou hart gepraat vanoggend. Wat gaan jy doen? Vers 9 tot 11. Jerusalem en Sion, beeld van Ou Testamentiese gelowiges, die gemeente hier op aarde. Dis ons gemeente se werk om hierdie volmaakte troos van God se woord te gaan verkondig aan die wat vandag nie getroos is nie. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, ons kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Jy het sekerlik al agtergekom dat God baie keer mense oor jou pad stuur in 'n bepaalde situasie om jou te troos, wat ook al deur soortgelyke situasie is. Wat weet waarvan hulle praat. Wat hulle woorde kies deur die Heilige Gees. God werk ook deur medegelowiges in en deur jou om vandag te kan sê, dankie Vader. Ek loop getroos hieruit, maar ek gaan hierdie troos nie vir myself hou. Vers 9 sê, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Dit is die wese, geliefde kind van God, van volkome troos. Jy gaan dit nie in medikasie vind nie, jy gaan dit nie in drank vind nie, jy gaan dit nie, as jy God se woord toehou, by 'n terapeute vind nie, jy gaan hierdie ding moet oopmaak. Jy gaan hom van vandag af moet oopmaak. En jy gaan vir hom moet lees, as jy werklik waar getroos in hierdie lewe wil leef. En as jy vanoggend troosteloos hier sit, dan sluit hierdie gedeelte af. Dan wil Christus jou nog weer eens kom bevestig. Hy sal jou lei soos 'n herder. Hy sal jou nie los nie. Hy sal sy lammers in sy arms vergader. Hy sal hulle aan die bors dra. Hy sal die lammer oeye saggies lei. Sy arm is nie net sterk nie, sy arm heers nie net vers 10 nie, maar sy arm is ook een van troostvolle aanraking. En dit is veral die herder se werk, om aan die swakkes en die siekes aandag te gee. Gaan vra enige boer, sy by sy kudde kom, watter diere
het die meeste aandag nodig nou. Die wat swak is, die wat siek is. En omdat 'n skaap so 'n kwesbare dier is, hang die skaap se hele lewe, sy welstand, van sy herder af. Ons goeie herder, Jesus Christus, hy het ons met sy bloed gekoop. Ons is sy eiendom. Hy is verantwoordelik vir elke lammetjie wat nie deur die verbond sal verlore gaan nie. Wat gaan Jesus doen vanoggend as jy troosteloos na hom toe hardloop? As jy vir hom sê, ek het probeer, ek kan nie meer nie. Ek gee dit vir u. Gee wat ook al vir u. Wat gaan hy doen? Hy beloof jou. Hy gaan jou in sy arms neem. Hy gaan jou teen sy bors vasdruk. In Psalm 23 sê dit. U stok en u staf, herderstaf, die vertroos my. Sou hy dit gedoen het, as hy jou nie lief gehad het? Jy kan nie moontlik nader kom aan troos as dit nie. Die feit dat hy, die herder, sê, dit wat by my skaap uitkom, moet eers verby my kom. Of dit nou roofdier is, en of wat dit ook al is in jou lewe. Dit wat by my skaap moet kom, moet eers verby my kom. En hier vind jy die volkome troos. Christus gee spesiale aandag aan troostelose, hartseer harte. Hy is jou hoëpriester, hy het met jou medelee, Psalm 139, hy ken jou omstandighede selfs beter as wat jy dit ken. Hy ken jou môre, hy ken die hare op jou kop. Ek sal hierdie skaap van my se wonde moet verbind. Ek sal hierdie skaap van my vir die volgende rukkie van sy of haar lewe aan my bors moet dra. Anders is hierdie skaap in die moeilikheid. En hy weet dit. En hy doen dit. En dan kom die skerppunt van die prediking vandag by ons belydenis uit. Want deur die eeue heen vra ons en leer ons, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Sondag 1 van die Heidelberg Katekismes. Dat ek met liggaam en siel in lewe, nou hier, en in sterwe, nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus. En so, geliefde kind van God, so kan jy getroos uit God se woord die lewe weer en die oog gaan kyk. As dit al troos is wat jy het, dan beteken dit dat dit al troos is wat jy nodig het. Jesus Christus self, hy is die een wat in die woestyn op die pad aan die kom is. Hoor sy stem. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe. Jou stryd is verby. Jou skuld is betaal. En vir jou sonde jy dubbel deel ontvang. Amen. Hemelvader, ons besef dat U troos baie dieper sny as net dit wat ons gedink het. Dat U troos nie net meer 'n emosie is nie, maar dat U troos werklik waar 'n lewenswandel is. Want U troos vat nie die moeilikheid in ons lewe weg nie. Maar U troos gee vir ons die krag om die lewe in die oë te kan kyk. Om die skouers wat hang te kan optel. Om die knie wat lam is te kan reguit maak. Om die harte wat gebreek is aan mekaar te sit. Dankie dat dit vir U so belangrik is
om ons te troos, dat U vanoggend vir ons kom sê het, troos, troos my volk, spreek na die hart van Jerusalem. Amen.